Die afgelope week is Jeugdag herdenk. Nou op hierdie dag in Suid-Afrika val die fokus op die gebeure van 16 Junie 1976. Dit is nou die dag toe die Soweto opstande plaasgevind het. Jeugdiges met die polisie gebots, talle mense is doodgelaat en die groot vraag wat ons vandag vra is of die gebeure van 16 Junie 1976 in isolasie staan of ook binne 'n groter konteks gesien moet word. En ons gesels daaroor met Brigadier Henny Heymans wat vir ons gaan probeer lig werp daarop en ons probeer verstaan wat op daardie dag en ook dan in die tyd vooraf gebeur het. Brigadier Henny Heymans, Brigadier, eerstens baie welkom hier by Raakpraat. Baie dankie. Ek wil jou nou aan die woord stel, maar daar's eintlik te veel ek wil amper sê 'n manier om jou te beskryf. Kom ons sê as ek dit eenvoudig gaan nou, jy is die redakteur van die Nonkai tydskrif wat spesifiek kyk na eintlik in 'n groot mate ook die geskiedenis van die polisie. Jouself 'n oud polisieman en dan is jy ook die mede-aanbieder van Pretoria FM se program Veterane Tree Aan. As ek jou dan so aan ons kykers vandag kan voorhou, baie welkom hier by ons. Baie dankie. Ja, die inleiding was 'n baie komplekse inleiding. Jy weet, geskiedenis moet in konteks gesien word. Die revolusionêre oorlog het eintlik op 16 Desember 1961 begin, toe MK gestig is. Maar voor dit het ons die moorde op die polisie in Cato Manor gehad, en daarna het ons Sharpeville gehad, wat 'n kataklismiese voorval in ons geskiedenis was. So die goed moet nie in isolasie gesien word nie. Dit moet gesien word eintlik van sy ontstaan af. En wanneer het hierdie goed ontstaan? Dit het in felheid toegeneem toe die Nasionale Party in 1948 in bewind gekom het. Toe was daar al groot weerstand teen die dra van bewysboeke en hierdie klas van dinge. En so moet jy ook onthou was daar gedurig agitasie gewees. Oor die algemeen was die bevolking rustig. Maar daar sulke prikkels as jy kyk soos na 'n grafiek, dan kan jy sien daar vind geweldige agitasie plaas teen byvoorbeeld die dra van bewysboeke vir mans en dan weer vir vrouens en dan is dit hierdie aspek wat aangespreek word en dan is dit die volgende aspek. So 16 Junie het 'n lang aanloop. Kom ons kyk na daardie aanloop en ons kyk nou na die gebeure selfs voor die totstandkoming van MK. Ons neem dit terug na 24 Januarie 1960 ten minste. 9 polisiemanne word op daardie dag in Cato Manor vermoor. Wat het op daardie dag gebeur? Wat gebeur het is, Cato Manor moet 'n mens ook sien, dis net agter die Natal Universiteit. En dit was 'n gebied wat deur Indiërs bewoon was en hulle die gebied hulle huise, hulle erwe onderverdeel aan swart huurders, sodat hulle almal nader aan die stad kon wees. En wat gebeur as jy klomp mense bymekaar het? Die Zulu is gewoond om bier te drink. Nou kom vrouens na die stad toe om hulle mans te soek, want die man stuur net geld huis toe, byvoorbeeld die eerste 3 maande. Daarna kom die vrou stad toe om haar man te soek. Wat kan sy bied? Sy kan bier maak, dan brou hulle bier. Nou was daar 'n stryd gewees tussen die Durbanse munisipaliteit en die bierbrouers, want die munisipaliteit het bier verkoop aan die werkers, om die geld te gebruik om die swart mense op te hef. En die swart vrouens was 'n kompetisie en toe is daar verordeninge ingebring dat hulle mag nie bier brou en dit verkoop nie. En ongelukkig is die polisie wetstoepassers. Toe begin die polisie hierdie wette toepas dat hulle nie mag bier verkoop nie en daar was klopjagte gehou. En wat op die bepaalde Sondag gebeur het is swart konstabel het op 'n vrou se toon getrap toe hy verbygestap het. En dit het opspraak verwek en jy weet dat onluste kan spontaan ontbrand. Dit is asof jy 'n vlam in petrol gooi, dit het net ontvlam en die polisie is aangeval en daar was 'n klompie jong manne net pas uit die college uit gewees, daar was 'n swart sergeant gewees. Hulle is almal vermoor.
vreeslik verbrysel. Die lyke was vreeslik verbrysel. En ek het toe met 'n ou speurder gaan praat nadat ons almal afgetree het. Toe sê ek vir hom, hoe het julle die saak ondersoek? Toe sê hy, hulle het 9 speurders aangestel om die 9 afsonderlike moorde aan te spreek en te ondersoek. En hy sê nadat hy sy verdagtes geïdentifiseer het, het hulle een Sondagmiddag onder 'n boom gaan sit voordat hy hulle kon arresteer. Toe breek daar 'n donderstorm uit en donderstorm, 'n bliksemstraal kom en tref toe sy mense, hulle is toe almal dood. Maar so moet 'n mens die konteks sien, toe van Cato Manor af. Met hierdie onthou die Transkei was ook daai tyd lewendig geweest. Daar was die Pondolandse opstande van 1960 geweest. So die Cato Manor moorde kan nie in isolasie gesien word nie. Dit was oor die hele land was daar maar probleme. En toe het die PAC begin om mense te organiseer, te aktiveer en te mobiliseer teen die dra van bewysboeke in Sharpeville. Nou ek het met mense gepraat wat daar groot geword het. Sharpeville was 'n vreedsame dorpie gewees. En die dag het hulle bymekaar gekom en die polisiestasie omsingel. En daar was gedreensang en daar was voete gestamp en daar was geheel en geskree. En jy weet, dit is 'n verskriklike ding. En nou is jou probleem maar jy sit altyd met jong polisiemanne. En van die mense, ek het met baie van hulle gepraat, ek het met 3 gepraat wat daar was. En toe ek vir 'n boek wat ons geskryf het, het ek met die een man gepraat, terwyl ek met hom praat het hy in trane uitgebars. Dis 'n traumatiese ervaring om daar te staan en hierdie mense omsingel jou. En hy het my sy storie vertel en ek het met verskillende ouens gepraat en daar was uit die skare uitgesê Cato Manor en hierdie ouens het bevrees begin raak. En ongelukkig as een ou skiet dan skiet almal. En hierdie was nou, as ons praat oor Sharpeville, hierdie was nou hoe lank na Cato Manor? Ag, was omtrent 'n jaar of 2. Ek het nou nie die datums opgeswat nie. So Cato Manor is nou baie vars nog en baie van daardie polisiemanne se gedagte. Se geheue. Die polisiestasie word omsingel en die krete wat hulle hoor in die skare is Cato Manor. En dit is waar 9 van hulle kollegas 'n jaar of 2 tevore vermoor is. Ja. En soos ek sê, as een ou skiet, dan skiet almal. Ek bedoel dit is al baie geboekstaaf, jy weet, daar was byvoorbeeld 'n Amerikaanse film Rules of Engagement waar mense ook sien dat een soldaat skiet en skiet almal. Want hy, jy weet, dit is nou maar net hoe die mense is en almal is onder spanning. Dis 'n geweldige traumatiese ervaring. Ek sal vir julle sê, ek het die wêreld al deurkruis, die ooste en die weste. En ek het nog niks gesien wat naby 'n opstand kom wat in Afrika plaasvind nie, veral suidelike Afrika. Jy weet, van Kenia af, Angola suidwaarts. Dit is 'n verskriklike traumatiese ervaring om daar te staan. En ek sal vir julle sê, ek het al 'n paar keer by onluste gestaan, dat die weermag sê, hier moet ons hulle skiet as ons wil skiet. En dan sê die polisiekaptein, ek het met die mense gepraat, hulle gaan nie vandag oproer nie. En as jy sien hoe hierdie mense aankom, dit is absoluut vreesaanjaend. So iets vind nie in Amerika plaas nie, so iets vind nie in Engeland plaas nie. Dis geweldig, dis geweldig moeilik om dit vir iemand anders te beskryf. En veral as die pers sigbaar is, dan word dis asof hierdie mense mal word as die pers daar is, om ekstra streke uit te haal. Hulle raak net onbeheerbaar. En deur die jare was die polisie altyd nie minderheid. En ek wil teruggaan na Cato Manor toe. Ek wil vir u 'n staaltjie vertel, dat Majoor Jerry van der Merwe was in bevel. En die pers was weer daar. Toe sê hy vir die pers, kom hier, ek wil hê julle moet 'n foto neem. Ek gaan nou hierdie skare probeer uiteendryf en met knippels. En julle gaan vir my asseblief foto's neem. En hulle het 'n foto geneem waar die polisieman met die knippel so bo in sy kop staan, terwyl hulle die skare
mekaar dryf. En daardie foto het 'n ikoniese foto geword in die stryd teen die SA polisie. Hulle het juis knippels gebruik omdat dit minimum geweld uitbeeld. En nou kan jy sien hoe iets teen ons gebruik word, polisie oorheersing. Jy weet, en ons is almal oor die algemeen Christelik opgevoede ouetjies wat by die polisie aansluit. Ons het geen bedoeling om mense dood te maak nie. Ons wil maar inbrekers vang, rowers vang, en dan word ons vasgevang in hierdie ding. En deur propaganda word die polisie se naam eintlik deur die modder getrek dat ons die nasionale party se gewapende vleuel is, en dat die NG Kerk is die polisie op sy knieë, jy weet. Dis baie moeilik om hierdie propaganda teen te werk, veral omdat die nasionale party in bewind gekom het in 1948 en dat die Britse pers en die Engelse pers en die liberale pers het veral die nasionale party aangeval, en ongelukkig was ons 'n slagoffer van daardie propaganda gewees. En ek het al honderde kere daaroor gedink, hoe kan ons hierdie aanslag probeer omdraai, en jy kan net nie, jy kan dit doeteenvoudig net nie doen nie. Ek wil nou juist daar kom, daar was, en ons kan dit van Keite Manor af reg deurvat, daar was 'n verwydering tussen die polisie en die betogers. Nou dit klink amper soos 'n voor die hand liggende stelling om te maak, maar daar's 'n paar dinge wat hier ter sprake is. Die eerste is die brutale moord op 9 jong polisielede by Keite Manor. Dit moet 'n permanente invloed op die siege van 'n jong polisieman hê. Dit dan aan die een kant, en aan die ander kant waar hulle dit as hulle taak of hulle plig sou beskou om vreedsaam 'n betoging te bestuur of te hanteer, sit hulle dan met betogers wat hulle bloed soek of wat hulle eintlik te alle koste van kant sou wou maak, as ek dit reg verstaan. Dit is heeltemal reg. Kyk, hierdie mense is al klaar opgesweep. Dis geweldig moeilik om so konfrontasie vreedsaam te bestuur. Jy weet, ek was 'n kolonel, toe was ek na Soweto toe gestuur vir spesiale diens. Dit was die tyd toe Mandela vrygelaat is. Weet u dat ek het by Orlando polisiestasie gestaan en gesien hoe polisie se opruktrokke met bandiete tronk toe ry en voorgekeer word deur die skare, en hoe daardie prisoniere net ontset word. Jy weet nou, jy moet altyd onthou, ons moet minimum geweld gebruik. Die polisie is vredesbeamptes. Ons is nie soldate nie. Ons is vredesbeamptes. En om hierdie ding vreedsaam te bestuur is feitelik onmoontlik. Nou kom ons gaan terug na 16 Junie 1976. Ja. Dis nou ook die gebeure wat die afgelope week hier in Suid-Afrika herdenk is. En een van die belangrike dinge wat om te onthou of in berekening te bring met 16 Junie 1976 is die feit dat dit dan volgens die oorlewering, volgens die interpretasie van die geskiedenis vandag in Suid-Afrika 'n botsing tussen skoolkinders en die staat was. Skoolkinders en uiteindelik dan die polisie. En wat ons die afgelope naweek ook dan gelees het, onder meer die publikasie rapport het aanlyn ook in daai verband berig in 'n onderhoud met Dr. Johan Burger, en dit is ook iets wat al in die verlede geopper is dat daar baie dikwels dan, kom ons gee die voordeel van die twyfel vir die betogers, en dat hulle 'n politieke boodskap wil oordra en dat dit uit alle opregtheid gedoen dan sou word. Kom ons gee daai voordeel vir die twyfel net vir die doel van die argument. Terselfdertyd is daar dan 'n misdadige element wat sê, maar ons gaan nou op die rug ry van hierdie politieke betoging en ons gaan steel en ons gaan plunder. Is dit iets wat algemeen voorgekom het? Is dit ook u waarneming dat dit wel die geval was? Dit het baie keer voorgekom. Jy weet, dit was vir die polisie 'n onmoontlike taak om wet en orde te handhaaf partykeer. Jy moet nou onthou, hier kom nou 'n skare aan, daar's kinders, peuters, daar's kinders op die rug. Dit is 'n geweldige ding. Dan tussen hierdie mense is daar altyd 'n skare, soos u gesê het, altyd 'n groep wat uit is om misdaad te pleeg. En nou kan u sien, hier kom 'n skare van 1000 mense. Hier is 15 polisiemanne. Onthou,
ons was maar 'n klein polisiemag gewees in vergelyking met die weermag. Ekskuus, is dit 'n algemene syfer wat mens sou kon gebruik om 'n idee te skep tussen die aantal polisiemanne en die aantal betogers? 15 teenoor byvoorbeeld 1000. Dit was maar algemeen so. Onthou daar was in Soweto of in Welkom of op die rand, daar was nie net een betoging nie. Daar was honderde betogings. Daar was honderde voorstede waar betogings plaasgevind het. Onthou, hierdie mense is geaktiveer, georganiseer en gemotiveer om op te tree. Baie van die betogings het vreedsaam verloop. Soos die een waar ek nou verwys het waar die polisiekaptein sê, onthou die hele dorp het in opstand gekom en gemarseer. En die polisiekaptein sê hulle gaan nie moeilikheid maak nie. En hulle het nie. Maar ander kere as een venster breek, as iemand 'n venster breek en 'n ou hardloop in en hy steel iets, dan doen almal dit. Dis onbeheerbaar. Jy weet, en weer eens, die polisie was altyd in die minderheid. Ek het nou betogings gekyk in Engeland. Dan staan daar 'n swart ry van bobbies en hulle probeer hierdie skare hanteer en daar's respek vir die polisie en hulle kan die ding in 'n mate beheer. Maar in Suid-Afrika is dit heeltemal anders gewees. Ek het al gesê, kan ons nie perde begin inbring nie. Dan die kundiges vir my gesê, nee, hulle gaan die perde met klippe gooi, hulle gaan die perde met messe steek. Jy weet, so dit is polisieman op die grond. En wat gebruik jy wanneer dit buite beheer raak? Dan moet jy jou van die knippel wend ongelukkig na vuurwapen. Want dit raak onbeheerd. En daar staan jy. Het nou verwys na perde en ander remedies wat dalk aan die polisie beskikbaar gestel sou kon word. Wat sou u dink kon in daardie tyd gedoen geword het om die polisie meer te bemagtig om alternatiewe eerder as skerppunt ammunisie te gebruik? Was daar enigiets anders wat gedoen kon word? Jy weet, ek wil vinnig net verwys, ek was in Nederland gewees en gekyk hoe hulle betogings hanteer. Nou, hulle het perde gebruik. Nou, ek het daar gestaan waar die perde op ons afgestorm het. Jy sien letterlik vonke op die pad, soos daai perde jou storm, dan sal jy pad gee. Maar dit volgens ons kundiges in Suid-Afrika sou so iets nie werk nie. Want jou skare, jou mense wissel van plek tot plek, jou polisiemense wissel van plek tot plek. Ons is nie almal dieselfde, dis nie homogeen nie. En ek het al baie daaroor gedink. Nou gaan jy met jou blou uniform. Weet jy hoe vuil word jy? Binne 8 ure in so opstand. Toe het hulle gesê, goed, ons moet kamoufleer dra, dat jy nie kan sien hoe vuil jou uniform word nie. Kamoufleer wys weer, stuur 'n ander boodskap uit, dat ons kom oorlog maak. Dis so geweldig moeilik. Ek het nou al dikwels na politieke uitsprake van ons politieke leiers gekyk en gesê, dan sê hulle, onrus sal nie in hierdie land geduld word nie. En ons moet ferm optree. Kan jy sien hoe dinge verander? Beleid word deur die politiek bepaal en stel die doel wat die amptenaar moet bereik. So, dis baie moeilik. Ons moet altyd alles in konteks sien. Jy moet 76 gaan kyk, wie was die eerste minister? Wie was die minister van polisie? Wat was gesê? Want die polisie voer opdragte uit. Nou, tussen hier dit alles, en dit dan nou geraak aan die media en daardie een befaamde foto van die polisieman met die knippel bo sy kop, of die knippel in die lug. Tussen hier dit alles, het julle ook openbare betrekkinge stryd wat gevoer word. En die wyse waarop die polisie gesien word, word ook baie dikwels bepaal deur die uitkoms van die betoging. Hoeveel liggame daar op die grond lê die dag na die tyd. En dit is nou een ding wat by die Soweto opstande gebeur het. 16 Junie 1976 het die kameras gewys, het die prent na buite gegaan, of die boodskap na buite gegaan, dat die polisie in Suid-Afrika skiet kinders dood. Dis die boodskap wat uitgegaan het. In hoe mate het dit die polisie se taak beïnvloed? Die wyse waarop die polisie gesien is, en die wyse waarop die polisie hulle pligte daarna kon uitvoer.
Ek wil vir u sê dit is 'n baie moeilike situasie om kinders te skiet. Dit is bitter moeilik. U onthou die geval van luitenant Rockman waar hy gesê het die polisie het die kleerling breinkinders geskiet en hy het in opstand gekom daarteen. Dis 'n geweldige moeilike saak. Ek wil vir u vertel dat ons met mense werk. Ons polisie mense is mense. Dis 'n man wat in die oggend sy ontbyt eet. Partykeer eet hy nie ontbyt nie want hy gaan 5:00 al werk toe. Ons is mense en ons word blootgestel aan dinge wat buite ons gebeur. Soos ek gesê het, jy hoor die dreensang van Cato Manor terwyl jy by Sharpeville is. Jy sien geweldige klomp goed wat gebeur het. Jy sien ander tonele en dan wanneer jy optree, dan sê jy ons het nou genoeg gehad, nou gaan ons optree. En dan ongelukkig is kinders partykeer die slagoffer. En ek dink dis baie jammer dat ons kinders raak geskiet het. Ek dink werklik dis jammer as mens terugdink. Dit is jammer. Maar u moet onthou, ons is van vlees en bloed gemaak en daardie blootstelling wat die polisieman het, moet u ook in ag neem. Hy was ook verlede jaar nog op skool. Hy's verlede jaar aangeneem en voorgestel in die kerk. En nou word hy gekonfronteer met hierdie dinge. En hoe moet hy nou optree? En hy is ook in 'n mate bang, want hy het nie aangesluit om in onluste te wees nie. Hy het aangesluit om misdaadvoorkoming en misdaadbekamping te doen, om rowers te vang en sulke goed. Nou word hy met hierdie geweldige ding gekonfronteer wat in werklikheid in geen teksboek is nie. Ek wil net vir 'n oomblik daar stil staan. Dit wat jy nou sê, wat in werklikheid in geen teksboek is nie. Geen polisie college kan jou waarskynlik voorberei vir die hantering van daardie gebeure wat daardie polisie mee gekonfronteer is op daardie dag nie. Nee, daar's 'n teorie. Hulle leer jou hoe om teen insurgensie te hanteer. Jy gaan op die opleiding. Maar elke situasie, elke skare is anderste as die ander skare. En ek wil net vir u sê wat 'n mens ook in ag moet neem, is ons wit mense kom uit huise uit waar 'n pa in bevel was met 'n ma en die kinders word mooi groot en hulle gaan kerk toe en sonndagskool toe en hulle gaan universiteit toe of wat ook al. Maar in ons swart gemeenskappe word baie kinders groot sonder 'n ouer, sonder 'n pa in die huis. En daar's nie 'n rolmodel nie. En daar's soveel goed wat hulle doen wat verkeerd is, dat hulle nie weet wat is reg en wat is verkeerd nie, want daar's nie 'n pa-figuur in die huis nie. Die kinders word by die ouma en by die ma groot. Daar's baie sulke gesinne. So dit het ook 'n invloed op wat is reg en wat is verkeerd. Elke mens weet wat is reg en wat is verkeerd. Maar jy weet, weer eens, dis die dinamika van die skare. As daar een ou is, het gesien hoe hulle, ek sal nooit vergeet toe die eerste halsnoermoord plaasgevind het nie. Toe was ek by die sekretariaat van die Staatsveiligheidsraad en die polisie het vir my die video gegee waar hulle die vrou wat na bewering 'n beriggewer was, hoe hulle haar verbrand het. En ek het nog vir meneer Adrian Vlok, hy het net daar begin as ons adjunkminister, toe wys ek vir hom hierdie film. Hoe hulle, en nadat hulle die vrou verbrand het, het iemand 'n groot rots opgetel en dit op haar kop gegooi. En daar was 'n helende skare rondom hierdie arme mense wat besig is om dood te gaan. Kan u sien hoe moeilik is dit om so iets te bestuur? Hoe bestuur jy so iets? Waar jou skare dinamika heeltemal iets anders te dikteer. En weer eens, die arme polisie is in die minderheid. Want deur die jare van die revolusionêre oorlog is daar geweldig baie geld aan die weermag se begrotings bestee. En die polisie het te min mense gehad. Onthou die arme polisieman is op 'n polisiestasie. Dan moet hy onlustig gaan beveg. Hy gaan partykeer nie soos die weermag met 'n koskombuis soontoe nie. Hy gaan soontoe vir partykeer vir meer as 24 uur dat hy geen kos kry nie. Jy weet, vir die polisie was dit 'n baie moeilike ding. En dan wil ek weer eens sê, deur al hierdie moeilikheid,
het die gemeenskap baie keer vir die polisie kos gebring. Die swart gemeenskap, omdat hulle sê ons is dankbaar vir wat julle doen om wet en orde te handhaaf. So daar's 'n ander kant van die prentjie ook, wat nie deur publisiteit belig word nie. Soos ek sê, hulle fokus altyd op die negatiewe, om die hele ding aan te blaas en altyd 'n politieke kleur te gee. En daardie polisieman met die knippel in die lug, daardie ding het 'n simbool geword, het 'n ikoniese simbool geword van die bevrydingsstryd. Die anti-apartheidsbeweging in Engeland en in Nederland en al hierdie plekke het daardie foto gebruik. Wat ons wou sê, kyk hoe min is ons en dat ons minimum geweld gebruik, is teen ons gebruik. Dis hoe moeilik hierdie goed is. Dat 'n mens moet gaan sit en dink, hoe gaan ons hierdie ding bekamp? Nou, ek het byvoorbeeld die voorreg gehad om 'n politieke oorlogvoering kursus in Taiwan by te woon. Om te kyk hoe beveg hierdie ouens onrus en onlus en insurgensie en subversie. Maar daar's niks, jy kan nie hulle stelsel met ons stelsel vergelyk nie. Ons suidelike Afrika, hier van Kenia af, suidwaarts, baie moeilik om dit te beheer. En weer eens, jy moet onthou wat daar's altyd 'n getalle oorwig teen die polisie. Al het ons die polisie mag verdubbel, sou ons nog steeds 'n groot getalle oorwig teen ons gehad het. 50 jaar het verloop sedert 16 Junie 1976. En jou probleem met 'n land soos Suid-Afrika wat 'n baie verdelende geskiedenis het, of dan verskillende persepsies of siening oor die geskiedenis het, is dat uiteindelik word een groep gevier as die slagoffers of dan oorwinnaars en 'n ander groep as die booswigte. 50 jaar is nie 'n baie lang tyd vir 'n land se geskiedenis nie, en dit is ook so dat in so 'n paar dekades daar steeds baie van die mense lewe wat op daardie dag by hierdie veel besproke historiese gebeure betrokke was. En ek weet u het ook steeds kontak, en is sekerlik ook steeds in verbinding met van die persone wat toe daar was, dalk as 'n jong polisieman, van diegene wat geheue het van daardie dag, wat op een of ander wyse betrokke was, of op een of ander wyse die nadraai daarvan in hulle lewens eerstens ervaar het. Hoe ervaar daardie destyds jong manne Suid-Afrika vandag? Hoe ervaar hulle die wyse waarop die geskiedenis gevier word, waarop die geskiedenis uitgebeeld word, en hoe ervaar hulle die wyse waarop hulle rol in destyds se gebeure vandag in Suid-Afrika beoordeel word? Ja, ek het terugvoering van 2-3 mense gekry, vriende wat daar was, kollegas wat daar was. Daar's 'n groot ontnigtering by baie van ons oor wat met die land gebeur het. Om in kort dit vir u te sê, so baie van ons bekende kriminele het die land uitgevlug tydens die revolusionêre oorlog en by die ANC aangesluit. Ons het dit geweet. En vandag het die ANC oorgeneem. Ek kon onthou dat 'n man van 'n departement het vir ons gesê dat die ANC gaan oorvat, dit gaan 'n verantwoordbare regering wees, hulle gaan deursigtig wees, hulle gaan aanspreeklik wees, en dan sal ons met die hele wêreld kan rugby speel. Nou die ANC het oorgeneem. Ons het vandag nie 'n behoorlike funksionerende poskantoor nie. Ons het nie vandag 'n behoorlik funksionerende spoorwegstelsel nie. Waar ek sit in my huis in Queenswood het ons vir die afgelope paar dae nie elektriese krag nie. Daar het 'n groot teleurstelling plaasgevind nadat die ANC oorgevat het, omdat vandag korrupsie, hebsug, speel vandag so groot rol. Kyk, ons het die verskillende kommissies van ondersoek wat ons gehad het. Kyk na die uitsprake wat generaal Nhlanhla Mkhwanazi gemaak het. Daar is vandag weer ontevredenheid in die land, omdat die skole nie behoorlik funksioneer nie. Is daar enige verskil? Ek dink dat in 1976 het ons het wel afsonderlike ontwikkeling gehad, maar daar was ten minste skole gewees.
En u weet dat ons het honderde skole gebou en hulle baie skole afgebrand. Maar kyk, hoe gaan dit vandag? Dis 'n demokratiese nuwe Suid-Afrika. Ons is teleurgesteld met wat gebeur. Is die polisie vandag werklik 'n polisiemag? Wie is die eerste linie van verdediging vandag? Die sekuriteitsmaatskappy. Ek kyk op my groepie, WhatsApp groepie vir Queenswood waar ek bly. Die sekuriteit is eers op die toneel. En daarna kom die polisie op die toneel. Daar's geen verantwoordbaarheid vandag nie. Daar's geen aanspreeklikheid vandag nie. Niemand is kwaad omdat daar nie diens gelewer word nie. Kyk hoe gaan dit met ons weermag. Meer as 70% van die begroting gaan in salarisse. Daar word nie navorsing gedoen nie. Verdedigingsnavorsing gedoen nie. Kyk hoe goed was 'n krygkor gewees. Ons het meer geld gemaak met wapens as met goud op 'n stadium. Nou kan u sien, waarvoor het hierdie mense beklei? Nou wil ek vinnig vir u sê, ek het groot geword in hierdie revolusionêre oorlog en ek het die dinge bekyk. Ek was op Natal Universiteit 'n student gewees en ek het daar gegradueer en ek het gesien wat is die rol wat NISA's gespeel het as 'n agent van verandering. En u sal baie van hierdie studente mense nog onthou hoe hulle 'n geweldige rol gespeel het in die Wages Commission en hoe hulle geaktiveer het en gewerk het dat daar verandering moet kom. En nou het daar verandering gekom. En wat is die gevolg van hierdie verandering? Die gevolg is vandag 'n treurige situasie, dat ons nie 'n dinamiese land is nie. Wat is die groeikoers van die land? 1%. Wat is die werkloosheidssyfer vandag? Wat is die werkloosheidssyfer onder die jeug vandag? So, ek het gedink dat die ANC het 'n baie groot fout gemaak toe hulle aan bewind gekom het hulle al wat 'n wit man is, en ek plaas klem op wit en man, weggejaag. Dit vir hom onmoontlik gemaak om in die tuig te bly. Daarom loop die spoorweë nie. Daarom werk die polisiemag nie. Die polisiemag werk nie vandag nie. Meneer gaan kyk, wat is die oplossyfer vir moord? 10%. In my dae was dit 80% gewees. Brigadier, ek wil vir jou baie dankie sê vir jou tyd wat jy vandag hier saam met ons deurgebring het, vir die vrymoedigheid waarop jy die gesprek ook aangepak het. Ek het groot waardering daarvoor. En ek seker ons luisteraars gaan ook heelwat in die kommentaar afdeling oor die gesprek te sê. So laat gerus ook jou kommentaar hier onder op die platform waarop jy na hierdie uitsending van Raak Praat kyk. Dit was Brigadier Henny Heymans wat by ons aangesluit het. Hy is die redakteur van die polisie tydskrif of polisie historiese tydskrif Kongai. Hy is ook oud polisieman natuurlik self en 'n mede-aanbieder van Pretoria FM se program Veterane Tree Aan. My naam is James Kemp en ek groet jou tot volgende keer.